Vroeg in die oggend en laat in die middag hoor ons gewoonlik hierdie geluid. Nou dit is my gebroke dialek van die witkooluiltjie se roep. En gewoonlik as 'n mens daai roep gebruik, dan kom al die voëls nader want hulle hou nie van hierdie voeltjie nie. Want hierdie is 'n piepklein uiltjie met 'n groot hart. Hulle kan duwe en ander voëls vang wat heelwat groter is as hulle self. Maar wat hierdie uiltjie vir my besonders maak, is die feit dat hulle altyd vir jou kyk. Selfs al draai hulle koppe weg. Want die witkooluiltjie maak gebruik van wat in die natuurwetenskappe bekend staan as automimicry. Automimiek. Want op hulle agterkoppe is daar swart merkies, 2 swart merkies wat net soos oë lyk van ver af, juis om roofdiere af te skrik wat hulle van agter af probeer aanval. 'n Mens kry ook insekte soos sekere motte wat oë op hulle vlerke het en wat sulke verdedigingsmimiek gebruik. Mense, ek en jy, gebruik ook mimiek, selfs sonder dat ons dit agterkom. Dis deel van wie ons is, dis deel van hoe ons leer. Ons maak as kleuters ons ouers na. Later maak ons vriende of onderwysers na wie ons opkyk. En almal van ons het op 'n stadium van ons lewe ook rolmodelle wat ons namaak of mimiek. In Efesiërs 5 vers 1 lees ons: Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Die woord wat hier met voorbeeld vertaal word, is eintlik die Griekse woord mimetes, waarvan ons woord mimiek afgelei is. Dus vra God van ons as sy kinders om ook vir Jesus te mimiek. En meeste van ons sal sê, ja, ons probeer om Jesus se voorbeeld te volg. Maar wat sien mense as ek en jy ons koppe wegdraai? Wat sien mense as ek dink hulle kyk nie vir my nie? Wat sien mense in die oë van ons harte? Vertel ons oë dieselfde storie van voor en van agter? Of maak ons eintlik 'n bespotting van Jesus se voorbeeld wanneer ons oggend en aandroepe nie ooreenstem nie? Dan is ons klank vals en goedkoop. Wanneer ons met kamstige goedhartigheid na mense kyk, maar hulle beskinder en veroordeel as ons rug op hulle draai, dan praat ons oë nie die taal van Jesus nie. En kom ons gaan leer dan by die witkooluiltjie. Kom ons leer sodat mense in ons oë altyd Jesus se hart kan sien, selfs al kyk ons nie vir hulle nie. Kom ons gaan luister nou na die gedig. Sonder voorbeeld of verwysing maak die Skepper. Hy maak vol, hy maak volmaak. Hy maak voor en hy maak vore vir water en mense spore, dat ons kan namaak, nat maak, tuin maak. Tuinbewoners wil self maak, hulle self groot maak. Maar seer maak is al wat gemaak kan word, waar mense die voorbeeld verloor het. Oormaak is al genade. Genadiglik stuur hy 'n nuwe maker, 'n nuutmaker, staatmaker, oopmaker. Oop 'n nuwe toekoms, nuut 'n nuwe tuin. In staat gemaak om hom na te maak.
Maak nou verander voor en vore.